Gees. Holy Spirit. Ribakasontu. Thank you, Lord. Dankie Jesus dat U ons so ontvang in U teenwoordigheid vanmôre. Vader, ons prys U in die Gees aan vanmôre. Here, nie in die vlees nie. In the Spirit. In die Gees se môre kom ons om U te verheerlik vanmôre. Halleluja, halleluja. Here, daar in Jeremia 33:3 staan daar. U sê vir ons, ek sal ondeurgrondelike dinge, groot dinge vir julle bekend maak. En ons is hier met 'n verwagting vandag, dat U vir ons groot en ondeurgrondelike dinge kan bekend maak vandag. Halleluja, prys U naam, prys U naam. Here, en dan verheerlik die psalms U, in Psalm 63:2. Daardie psalm sê, o God, U is God. Here, en daar's 'n uitroep in daai psalm. Ons soek U vandag, Here. O Here, ons siele dors vandag na U. Here, ons vlees smag vanmôre na U in Jesus se naam. Vader, ek bid vanmôre en ek vra dat elkeen wat hier sit, o Vader, 'n drang het in hom en hulle sal verlustig in U vanmôre. Ons vra U sterkte vanmôre, Here, ons soek U aangesig vanmôre. Ribakasontu. Here, en dan in Psalm 42:3. Wanneer kan ons ingaan en voor U aangesig verskyn? Ribababa. Thank you, Lord. Dankie vir die salwing wat nou deur hierdie plek so trek, Here. In Jesus name. Here, ons is hier vanmôre. Want U sê in Handelinge 1:vers 8 staan daar. Wanneer die Heilige Gees oor julle kom, sal julle krag ontvang. Prys U. Ribakasontu. Lord Jesus. Ons vra U krag vanmôre. Die krag van die Heilige Gees, die opstandingskrag van Jesus. Halleluja, prys U naam. Senta, wat is jou verwagting wat hier sit vanmôre van Jesus? Wat is jou verwagting? In die Gees, sit net so daar, en dan gee jy jou begeerte deur vir hom vanmôre. Wat wil jy kom ontvang in die upper room vanmôre? Ribabababakasontu. Dank jy, Lord. Soms so in die Gees, kom ons doen dit hardop. Wat is jou begeerte vanmôre? Kurumpa senta sekarabakasontu. Thank you, Jesus. Yes. Ribabababa. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Anoint us. Vul ons nou. Maak ons vol, Jesus. Ribabababakasontu. Daar sê Jesus. Thank you, Jesus. Ribababababakasontu. Yes, Lord. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Yes. Ribabababakasontu. Thank you, Jesus. Ribakasontu. Thank you, Jesus. Ribabababakasontu. Yeah. Thank you, Jesus. Ribakasontu. Your anointing. Your prophetic word this morning. Ribabababa. Yes. Yes, Lord. Hey, hallelujah. Yes, Lord. Ribabababakasontu. Thank you, Jesus. Ribakasontu. Thank you, Jesus. Ribakasontu. Thank you, Jesus. Ribakasontu. Ribabababakasontu. Yes, Lord. Die salwing van die Here is in hierdie plek vanmôre. Die Here is so teenwoordig vanmôre in hierdie plek. His presence is here in this morning. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ek het vanmôre vir jou 'n profetiese woord wat die Here vir my gegee het. Sê ek het vanmôre 'n profetiese woord. Jy moet bly wees vanmôre oor 'n profetiese woord. Ek wil hê jou ore moet vanmôre mooi luister na hierdie profetiese woord wat die Here vir jou wil gee. Waar's Hubby? Kom vir my daar na daai duifies toe, Hubby.
Jesus. Jesus. Toe Jesus gedoop was deur Johannes die Doper, sê die skrifte dan Matteus 3:16 en 17. Jesus is toe gedoop en dadelik nadat hy opgekom het uit die water, het die hemel oopgegaan en die gees van God sien neerdal soos 'n duif op hom kom. En daar was 'n stem uit die hemel wat gesê het, dit is my geliefde seun. Oor hom is ek verheug. Kyk mooi wat gebeur agter julle, draai om. Kyk mooi wat gebeur agter julle, Herbie gee so kansie. Daar's 3 duwe vanmôre. Vader, Seun en Heilige Gees. Hulle is klaar weg. Vader, Seun en Heilige Gees. In Lukas 3:21 tot 22 staan daar, terwyl Jesus gebid het, het die hemel oopgegaan. Die hemel het oopgegaan. Die Here wil die hemel vanmôre vir ons oopmaak, vir elkeen wat hier sit vanmôre. Het die hemel oopgegaan en die Heilige Gees het in liggaamlike gedaante soos 'n duif op hom neergedaal. En die profetiese woord wat ek vanmôre wil spreek oor jou is die volgende. So spreek die Here. Soos ek die hemel oopgebreek het oor my seun by die waters van die Jordaan, so sal ek die hemele oopbreek oor julle wat my aanroep vandag in geloof. Hy sê verder, ek sal my gees uitstort in die bonatuurlike vandag oor julle. Hierdie duwe is nie net voëls van vrede nie, maar tekens van 'n nuwe seisoen en 'n nuwe salwing vandag in jou lewe. Halleluja. Elke vlerkslag roep uit, kom Heilige Gees, kom. En ek sê vir julle, die Gees sal kom. Jesus sê, my Gees sal uitgestort word op julle. Hy sal neerdal op julle soos in Handelinge en julle sal vervul wees met vuur, krag en openbarings. Halleluja. Dis wat jy gaan ontvang in Jesus se naam. Die Here sê, soos daai duwe vlieg, sal hy oor elkeen vandag neerdal in Jesus se naam. Halleluja. Halleluja. Of jou vanmôre sê baie welkom hier. Ek glo jy's reeds deur die Heilige Gees welkom ontvang in hierdie plek vanmôre. En elkeen wat vandag op YouTube is, wil ek ook sê welkom. Welkom by Heilige Gees bediening. En ek vertrou die Here vandag vir regtig vir groot gebeurtenisse in hierdie upper room. Ek sê groot gebeurtenisse. Is jy opgewonde om te kan ontvang? Is jy gereed dat daar iets groots met jou kan gebeur vandag? In geloof, sê bietjie in geloof, iets groots gaan met my gebeur vandag. Halleluja. Ek wil jou net so agtergrond gee van Pinksterdag. Dis 'n lieflike opbou gewees. Die upper room het gekom 50 dae terug met 'n lieflike opbou wat die Pinkster aanbetref. En ek wil hê jy moet hierdie jaar se Pinkster onthou, want dit moet lewend en kragtig in jou hele lewe wees. Jy moet vir ander mense kan vertel, hoe het jy hierdie jaar Pinkster gevier? Nou, dat is my baie interessant gewees. Pinkster is afgelei van die woord Pentekoste. Pentekoste wat eintlik 50 beteken. Pentekoste beteken 50. En dit kom nou al van Pessach af, van die Joodse Paasfees af, wat die 50 dae aaneenloop tot waar ons vandag is, die uitstorting van die Heilige Gees. Want daar het in Levitikus 23:15 tot 16 gestaan, daar het gestaan, dan moet julle van die dag af na die Sabbat 7 volle weke tel tot op die dag na die 7de Sabbat. 50 dae moet julle tel. Dis 50 dae tot vandag toe. Van die Joodse Paasfees af tot vandag toe 50 dae. Kom ons eer hom. Kom ons eer hom. Kom ons sê dankie Jesus. Mense, Pinkster is eintlik die geboorte van die Nuwe Testamentiese kerk gewees.
Dis die Nuwe Testamentiese kerk wat tot stand gekom het en daaroor vier ons dit vandag en ons moet bly wees. Ons moet blydskap in ons hê. Ek wil hê jy moet sit met 'n smile daar vandag. Jy moet bly wees. Prys die Here. En dis 'n herinnering mense waaraan ons moet dink dat Heilige Gees woon in elkeen van ons. Jy het die Heilige Gees ontvang toe jy tot redding gekom het, toe jy Jesus aangeneem het, toe kom woon hy in jou. En dis 'n herinnering dat hy lewend is in jou. Jesus lewe, man. Jesus het opgestaan, hy lewe, man. En dis 'n bewusmaking vandag. Julle het laasweek gesien hoe het die Heilige Gees gewerk in hierdie plek. Maar vandag is 'n bewusmaking dat Jesus, die Here wil sy Heilige Gees krag in jou kom deponeer vandag. Hy wil dit binne in jou kom plaas vandag. Prys net sy naam. Mense, Handelinge 1:8 is vir my 'n baie gewigtige vers en ek wil hom net gou daar op die bord vir jou sit. Handelinge 1:8. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Sê bietjie, ek wil vandag krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor my kom. Sê dit. Halleluja. Halleluja, halleluja. En daarom vandag, elkeen van ons wat hier sit, wil vandag eintlik Jesus se krag kom opeis vir jouself. Die krag wat daar in Jesus is, wil jy kom opeis, jy wil dit kom vra vandag vir hom, dat hy dit kan deponeer binne in jou vandag. Halleluja. Yes. Weet julle wat, toe ek so voorberei die week, toe sê die Here vir my, ek moenie sleg voel as ek dit sê nie. En ek sê dat ek raak bewoos ek dit sê die Here vir my, die Upperroom kort baie goddelike krag. Almal van ons kort baie goddelike krag. Ons dink ons het goddelike krag, ons het dit nie. Ons kort meer goddelike krag. Ons kort dit. Daar's baie skrifgedeeltes wat ek wil lees voor ek aan die brand gaan raak, voor ek aan die gang gaan kom. Is daar net 'n paar fondasieskrifte wat ek net in julle midde wil hê, dat julle net sien, dat julle net kan smaak waaroor hierdie dag gaan. Dat jy net kan ervaar waaroor hierdie dag gaan. Die eerste skrifgedeelte kom uit Lukas 24:46 tot 49, kan julle mooi lees op die bord. En hy sê vir hulle, so is dit geskrywe, en so moes die Christus ly, en op die 3de dag uit die dode opstaan. Hierdie skrifte mense was beloftes gewees, dit was opdragte gewees wat God gegee het aan sy disippels. Net voor sy kruisiging, met die hemelvaart en goed, toe gee hy sekere opdragte vir sy disippels. En bekering en vergewing van sondes in sy naam verkondig word aan al die nasies. Hy het hulle 'n opdrag gegee en gesê, dit moet julle gaan doen. As ek nie meer by julle is, moet julle dit gaan doen. Van Jerusalem af en verder. En julle is getuies van hierdie dinge. En kyk, ek stuur die belofte van my Vader op julle. Mense, hy sê ek stuur die belofte van my Vader op julle. Op julle. Hy sê, maar julle moet in die stad Jerusalem bly, totdat julle toegerus is met die krag uit die hoogte. Weet julle wat? Van hemelvaart af, na die uitstorting van die Heilige Gees, as jy vir iemand 'n opdrag gee en jy sê, gaan bly in Jerusalem, totdat julle toegerus is met die krag uit die hoogte. Maar wanneer gaan ons toegerus is met die krag uit die hoogte? Here, hoe lank gaan ons nou wag vir dit? Kom ek nou vir julle sê, as ek môre 'n SMS moet stuur vir hierdie Upperroom, moet ek sê, ek kry julle in die Upperroom, ons gaan wag tot Jesus se krag oor ons uitgestort word, ons weet nie wanneer nie, en ons weet nie hoe lank nie, na 3 dae gaan ons bidlei. Dan gaan ons moed opgee, maar wanneer kom die krag van die Heilige Gees? Hoe lank moet ons nou nog hier sit en wag? En hierdie mense, daar gaan wag in Jerusalem, en hulle het hom aanbid. Dis wat hulle gedoen het in die tydperk terwyl hulle gewag het. Hulle het hom aanbid en na Jerusalem teruggegaan met groot blydskap. Weet jy, toe hy sê, julle gaan toegerus word met die belofte, met die krag van bo af, het hulle nie een gekla nie. Hulle het gegaan, hulle het groot blydskap in hulle gehad. Vers 53, en hulle was gedurig in die tempel en het God geprys en gedank. Om vir 10 dae lank, jy weet nie wanneer dit gaan gebeur nie, vir God te loof en te prys en om te dank. Mense, waar is ons? Waar is ons? Woe!
Handelinge 1:4. En toe hy nog met hulle saam was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem af weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader wat julle het hy gesê van my gehoor het. Daardie belofte. Handelinge 1:8. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. Woe! Handelinge 1:13 tot 15. En toe hulle daar kom, gaan hulle na die bovertrek. Die bovertrek. Vers 14. Hulle het almal eendragtig volhard in gebed en smeking. Ek sê, eendragtig. Hulle was in gees en in waarheid. Vers 15. Die skare van persone daar by mekaar was omtrent 120. Ek was in daai bokamer gewees in Jerusalem, ek en Helene. Daai bokamer is nie vreeslik baie groter as hierdie plek nie. Sy oppervlakte is nie baie groter nie, 120. Hier's 100 seats, dan is dit vol hier binne. Gaan ons mekaar 'n bietjie irriteer vir 10 dae lank in hierdie plek. 120. Eendragtig, in blydskap, om aanbid. Woe! Handelinge 2:2 tot 4. Terwyl hulle so wag, stel jou voor. Stel jou voor. Mag gou daai agterdeur oop agter. Mag gou daai deur daar oop. Ribakasonto. Jesus. Jesus. Ribababa. En daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos van 'n geweldige rukwind. By daai deur in. En dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Hierdie hele huis. 'n Vars bries, Brenda. Toe is hulle deur tonge gesien soos van 4 tonge van 4 op elkeen. Julle het tonge op julle. In Jesus se naam vanmôre het julle tonge op julle van 4. Wat hulle self verdeel en op elkeen van hulle gaan sit. Hulle is almal vervul. Almal. Daar was nie een wat nie vervul was nie met die Heilige Gees. Hulle het begin spreek in tale, Rubakasonto. Soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. Ribakasonto. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Kan jy vanmôre terwyl jy hier sit, as jy in die geestesdimensie sien en jou oë so toe, en jy 'n vuurvlam op jou sit, kan jy dit sien sit op jou? As jy dit nie vanmôre kan sien op jou nie, is dit jy wat vandag die krag van bo moet ontvang. Is dit jy vandag wat 'n spesiale vuurvlam moet ontvang vandag? Kan jy dit sien op jou sit, tonge van soos in vuur? Kan jy jou indink? Handelinge 2:17 tot 21. En in Handelinge word daar 'n profesie uitgespreek oor elkeen wat hier sit vanmôre. Ek sê daar word 'n profetiese woord uitgespreek oor julle elkeen wat hier sit vanmôre. En in die laaste dae spreek God, sal ek van my gees uitstort op alle vlees. Op elkeen van julle sal ek my gees uitstort. Julle seuns en julle dogters sal profeteer. En julle jongelinge sal gesigte sien. Julle jongelinge sal gesigte sien. En julle ou mense sal drome droom. En ook op my diensknegte en diensmaagde sal ek in die dae van my gees uitstort en hulle sal profeteer. Dis nie al nie. Toe jy vanmôre opstaan, jy het dit nie gesien nie in die lugruim nie. Ek sal wonders gee bo in die hemel en tekens op die aarde, bloed en vuur en rookdamp. Die son sal verander in duisternis en die maan in bloed voordat die groot en deurligte dag van Here kom. En vanmôre die bewolktheid buite gesien. Het jy die onweerswolke gesien vanmôre?
Is dit nie vir jou 'n teken nie? Elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Luister hier in Engels. And whoever shall call on the name of the Lord shall be delivered and saved. Jy's vandag hier om bevry te word. Jy's vandag hier om vry te kom. Jy's vandag hier om vry te kom. Ribakasot. Ribakasot. God gee vir my 2 besonderse woorde wat ek met jou wil deel vandag. Dis wat hy gee, 2 besonderse salwings. Ek wil weet, watter salwing het jy reeds ontvang? Watter salwing het jy reeds ontvang vanmôre? Identifiseer. En die eerste salwing wat hy my gee, is die abiding anointing. Dis 'n baie spesiale salwing. Dis 'n gawe wat jy ontvang het. Toe jy jou hart vir Jesus gegee het, toe bring hy die blywende, inwonende Heilige Gees om in jou te kom bly. Halleluja. The abiding anointing. Wow! Sê 'n bietjie vir jouself, dankie vir die abiding anointing wat ek het. Yes, Lord. Yes, Lord. Jy sien die meeste wat God aanneem, wat Jesus Christus aanneem as hulle sake saligmaker, is net tevrede met die abiding anointing. Hy's net tevrede om die blywende, inwonende Gees in hom te hê. Dis al. Hy gaan nie verder nie. Net bereid om dit te kry. Daai blywende, inwonende Gees, the abiding anointing, kry jy in hierdie volgende skrifgedeelte. 1 John 2:27. Lees gou saam met my hardop. But as for you, the anointing, the sacred appointment, the unction which you received from him abides permanently in me. Say in me. So then you have no need that anyone should instruct you, but just as his anointing teaching you concerning everything and is true and is no falsehood, so you must abide in, live in, never depart from him. Luister wat sê hierdie deeltjie. Being rooted in him, knit to him, just as his anointing has taught you to do. Halleluja. Halleluja. Eer hom, mense. Eer hom. Dis 'n anointing van die blywende, inwonende Gees in jou. 'n Spesiale anointing. Sê bietjie, ek is gesalf met die Heilige Gees. Halleluja. 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 Prys sy naam, prys sy naam. Jy sien hierdie salwing is veronderstel om jou te transformeer. Dis veronderstel om jou te verander. Om jou te transformeer. Jy sien hierdie salwing moet jou denke verander. Sodra jy hierdie salwing ontvang, gee daai salwing jou 'n liefde vir Jesus. Gee jou 'n liefde vir Jesus. Jy kan nie anders nie, man. Jy kan nie anders nie. Gee jou 'n liefde vir Jesus. Ek sê koop jy 'n liefde vir Jesus. Jy sien daai salwing. Dis 'n abiding anointing. Van nou af plaas hy die fokus op God. Kyk wat sê 1 Korintiërs 6:17. But the person who is united to the Lord, ek sê united to the Lord, becomes one spirit with him. Halleluja. Ek vra jou vanmôre, are you united in Christ? Are you united in Christ? Ek wil vertel jou gou geheim vanmôre wat die Here vir my gee in die week. En hy het vir my dit gesê. Ek dra dit jou oor.
Weet jy wat? So baadjie aangegaan vanmôre, so mooi baadjie. Trek dit nie altyd aan nie. Here sê vir my, François, mense wat mooi aantrek, wat mooi lyk, wat mooi liggame het, mooi gesigte het, mooi hare het. Dit is nie altyd reël nie. Sê mense wat mooi is nie altyd reël nie. Here sê vir my, wat is reël, François? Jou gees is reël wat binne in jou is. Here sê vir my, wat, François? Party wat so mooi is. Die gees binne hulle is baie lelik. Baie lelik. Dis die real thing about you. It's your spirit, François. It's your spirit. Maar die Here wys my sê, as jou gees, jou mensgees, geconnect is met die Heilige Gees, is dit real. Then it's the real you. Halleluja. Halleluja. Dat ons in die wêreld te spreek word, dan sê ons, don't judge a book by its cover. Cheap woorde, man. Cheap woorde. Die tweede salwing, wat die Here my op wys, en dis hoekom ons hier is vandag. That's the empowering anointing. Empowering anointing. Woe! Dis daai een in Handelinge 1 vanaf vers 8. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. The empowering anointing dra ook vrug, mense. Kom ek sê julle, hy dra vrug. Hy wys, the empowering anointing vertoon homself. Hy vertoon homself. Jy kan nie voorgee nie. Oh, weet julle wat is sy karaktereienskappe? The empowering anointing. Dis 'n anointing wat doen. Dis nie 'n anointing wat praat nie. Wow nie. Dis 'n anointing wat werk. Hy doen, hy wys. Hy dra vrug. The empowering anointing. Jy sien, the abiding anointing is binne in jou. The empowering anointing is oor jou. Dis oor jou. Hy's nie binne in jou nie. Jy het reeds die abiding anointing, maar die empowering anointing kom oor jou. Dis die krag van God wat oor jou kom. Kom ek gee weer vir jou hy skrif. Handelinge 1:8. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Dit staan duidelik daar. Die Here wys my duidelik. That's the empowering anointing. Jy kan dit sien. Jy kan dit sien by al die mense. Weet wat 'n anointing? Jy kan dit sien. Jy sien empowering anointing. Het te doen met emosies. Doen met emosies. Empowering anointing rus jou toe om met 'n taal te praat met jou God. Jesus. That's the empowering anointing. Jy sien, die krag van God laat jou praat. Waar is jy? Jy kon nie eens gebid het hardop nie. Hoekom doen jy dit nou? You're empowered by the Lord. Jy sien, with the empowering anointing, you became physically stronger. In the name of Jesus. In the name of Jesus. En hy draai om, en hy soek 'n gat om weg te hardloop. That's the empowering anointing. Jesus sê, ek sal op slange en skerpe joene trap. Hulle sal my niks doen nie. That's the empowering anointing. That's the empowering anointing.
Kyk wat staan in 1 Samuel 10:6. Woe! En die gees van die Here sal oor jou vaardig word, sodat jy saam met hulle sal profeteer en in 'n ander mens verander word. As jy gekoop is met die empowering anointing, verander jy in 'n ander mens. Jy verander in 'n geestelike mens. Jy is nie meer in die vlees nie. Jy operate in die gees. Wow. Jy sien, wat het Israel laasweek gesê? If you got the empowering anointing, gaan jy nie 'n firefighter wees nie, maar 'n firelighter. Jy gaan 'n firelighter wees. Koos, jy gaan mense langs jou aan die brand begin steek. Jy gaan 'n verskil maak in iemand se lewe. Jy gaan 'n brandende kool begin raak van hom. Dit is die empowering anointing. Sit so. Maak jy jou oë toe, dan vra jy, is ek werklik toegerus met hierdie anointing? Of het ek hier 'n abiding anointing in my? Is dit net so? Ek werklik ware firelighter? Is ek werklik toegerus met die krag wat van bo af kom? Is dit regtig wie ek is? Wat ek doen? Halleluja. Ribakasont. Raak hulle aan, Here. In Jesus se naam. Wat sê die Here in Jeremia 5:14? Hy sê as jy toegerus is met die empowering anointing, hy sê ek maak my woorde in jou mond soos vuur. Ek maak my woorde in jou mond soos vuur. That's the empowering anointing. Hy sê in Jeremia 20:9, hy sê jou hart sal brand soos 'n brandende vuur vir my. Jou hart sal brand soos 'n brandende vuur. Sê hy. Jesus stap saam met die disippels op die Emmauspad. En hy openbaar hom nog nie aan hulle nie. Hy stap saam met hulle roete. En toe hulle klaar saam met hom gestap het, toe sê hulle, het Jesus se woorde wat hy gespreek het, nie brandend in ons harte gebrand nie. Sê hulle toe vir mekaar. Lukas 24:32. Lukas 24:32, daar staan dit. En hulle sê vir mekaar, was ons hart nie brandend in ons, toe hy met ons op die pad gepraat en vir ons die skrifte uitgelê het nie? Maak God se woord jou nog brandend. As jy daai woord optel en jy lees dit, maak dit jou brandend. Is 'n bietjie lou, of is jy 'n bietjie lou op hierdie stadium? So vinnig 'n gebedjie in die oggend, vinnig in die aand. Maak die woord van God jou brandend in jou hart. Wow, Ribakasont. Jesus. Jy sien mense, as die krag van God in jou is jy brandend om 'n getuienis te gee. Ribabababa. As die krag van God in jou is jy brandend. Jy wil net 'n getuienis gee. Jy wil net oor hom praat. Jy wil net vir ander vertel van hom. Krag van God in jou is, sal jou hart brand. Ek lees 'n verhaal van Catherine Kuhlman. Julle het al gelees, sy was 'n profeet gewees, sy's 'n kragtige prediker van God. Hulle sê, terwyl sy bedien, raak haar rooi, gesig so rooi. Hulle sê, mense wat rondom haar is, sy het hitte uitgestraal van God se woord. Hitte! Sy het hitte uitgestraal. Ander mense kon die hitte van haar gesig voel as hulle langs haar staan. That's the power, empowering anointing. Dis die krag van God wat oor jou kom. In omstandighede, in situasies waarin jy jou bevind. Dis die empowering anointing wat jou toerus, dat maak,
dat jy 'n boldness het om te kan sê, Satan, in die naam van Jesus. That's the empowering anointing. That's it. That's it. Die vrou wat in bloedvloeiing gelei het, 12 jaar lank, sy dring deur die skare. Haar hart brand. Sy raak aan die soem van Jesus. Sy dring deur, sy moet by hom uitkom. Sy raak aan die soem van Jesus. Weet julle wat sê Jesus, nadat sy in sy soem geraak het? Hy sê in Lukas 8:46, maar Jesus antwoord, iemand het my aangeraak, want ek het gemerk dat krag van my uitgegaan het. Krag wat God die Vader hom gee, gaan uit sy liggaam uit, na haar toe. That's the power he wants to give you today. Hy wil hê sy krag moet van hom af uitgaan, na jou toe vandag, dat jy oor daardie krag beskik. In Jesus' name. Hy wil jou toerus met sy krag, mense. Wil jy dit ontvang vandag? Sê ek wil ontvang. Halleluja. That's the empowering anointing. That's it. It's to operate in such an anointing. In haar besonderse salwing. Weet jy wat? Here wys my, sê vir my, ja, as daai duiwel losgelaat is vanmôre, sê hy, ek wil my bonatuurlike krag van my af oordra. Vandag na jou toe, laat jy dit ontvang. My bonatuurlike krag. Mense, weet julle wat? In jou eie lewe, Gerard, as jy oor daai krag beskik, weet jy wat? Jy kan wonderwerke uitroep oor jou eie lewe. Jy kan wonderwerke uitroep oor jou lewe, my broer. Jy kan die wonderwerke in jou lewe inroep, dit verklaar, want jy het die krag van God in jou. Wie van julle glo nie in wonderwerke nie? Ag nee, moenie so wees nie. 4 dae voor die eind van die maand. Wat van jou finansies? Oh, ribababa. Roep God se wonderwerke oor jou uit in jou lewe. Roep dit in vir jou. Handelinge 19:11 staan daar. En God het buitengewone kragte. Man, hierdie is nie kinderspeletjies nie. Dis buitengewone kragte. It's supernatural deur die hande van Paulus gedoen. Sodat selfs wanneer die doeke of voorskote wat aan sy lyf was, op siekes gelê is, die siektes van hulle gewyk en die bose geeste van hulle uitgegaan het. It's supernatural. Besef jy, as jy die krag van God het, kan jy vandag jou sakdoek vat, dit op 'n sieke gaan neerlê, hy sal genees in Jesus se naam. Waar is ons geloof? Waar is ons geloof? Here wys my, terwyl ek voorberei, toe sê hy vir my, François, ek berei 'n atmosfeer voor vir my krag om uitgestort te word in julle. Ek berei 'n atmosfeer voor. It's supernatural. Sy atmosfeer is bonatuurlik. Wat 'n atmosfeer het jy vanmôre in die plek ingestap? Sê vir my. Jesus berei 'n atmosfeer voor in hierdie plek vir jou om te kan ontvang. Hy dek vir jou 'n bonatuurlike tafel om te kan eet vanmôre. Ons moet nooit weer hierdie stoele anders skuif nie, hoor. Ons los hierdie stoele net so. Skuif hulle nooit weer anders nie. Jy moet ontvang vanmôre. Weet julle wat gebeur? Wat wys die Here vir my? Toe ek voorberei, hy sê vir my, ja, met al die voorafgaande skrifte wat ek vir jou gelees het. Hy sê, kyk 'n bietjie hoe ek dit voorberei vir hulle.
kyk 'n bietjie hoe ek die pad beplan vir hulle om te kan ontvang. My empowering anointing. Kyk bietjie wat het ek gedoen. En ek sê, Here, wys my weer, wys my net, ek wil sien, wat het u gedoen om dit te kon voorberei? Wat se atmosfeer het u voorberei? Hy sê, dieselfde atmosfeer wat ek voorberei het vir daai disippels vir my, gaan ek vandag voorberei in die upper room hier vir julle om te kan ontvang vandag. Halleluja, prys sy naam. En hy wys my, hy sê in Lukas 24:52, hy sê, aanbid my net vandag, man. Hy sê, ek sal julle vervul met groot blydskap. Dis in die skrif, man. Dis die atmosfeer. Dis wat hy voorberei het vir elkeen. Hy sê, aanbid my. Hy sê, want ek lewe. Ek lewe. Hy sê in Handelinge 1:14, hy sê, almal het eendragtig volharding gebed en smeking. As die drie is, wat nie glo, dat jy die empowering spirit vandag kan ontvang nie, steek op jou hand en dan verlaat jy die buite. Ek wil hê jy moet gaan. Want ek gaan nie dat jy die terughou, wat wil ontvang vandag nie. Ek wil hê almal moet ontvang vanmôre. Almal eendragtig volharding gebed en smeking. Mense, as ons almal eendragtig in hierdie plek vanmôre gaan verkeer, sê ek vir jou kan ontvang. Jy moenie vir mense sê bly stil nie, Konrad. Jy's buite lyn. Die Gees sê, die Gees van God laat 'n ou praat en ras. Moet dit nie doen nie, ons is in die Gees. Moenie mense stil maak nie, ons is in die Gees. Daar staan in Lukas 24:53. Hulle het God geprys en gedank. Halleluja. Halleluja. Ons mag nie iemand stil maak wat in die Gees is nie. Mense, hy berei 'n atmosfeer. Hy berei 'n atmosfeer vir sy presence. Hy berei 'n plek voor dat jy sy teenwoordigheid kan ervaar. Halleluja. As jy vanmôre hier sit en die atmosfeer is vir jou reg, dan kan die Heilige Gees se môre sy werk kom doen, sy krag kan uitgestort word aan elkeen in Jesus se naam. Oh, ribabababa. Yes, Lord. Yes, Lord. Jy sien, ons moet 'n bietjie dink. Laat ons in geloof 'n aksie kan bewerkstellig, mense. Ons is nie vasgevang in tradisie nie. In geloof 'n aksie kan bewerkstellig. Daai duwe vanmôre is in geloof gedoen om 'n profetiese woord oor jou te spreek. Dat soos daai duwe gevlieg het, so sal die Heilige Gees oor jou uitgestort word vandag. Halleluja. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Die Bybel sê, die woord van God sê in Psalm 34:8. Oh, taste and see that the Lord our God is good. Kan ons halleluja kry? Kan bietjie met blydskap. Kom ons lees dit almal saam. Oh, taste. Sê weer, oh, taste and see that the Lord our God is good. Halleluja. Halleluja. Thank you, Lord. Luister gou hier wat sê die Here vir my toe ek hierdie vers lees. Hy sê vir my om sy teenwoordigheid te smaak, bepaal die mate waarin hy jou gaan uitdeel. As jy nie sy teenwoordigheid kan smaak nie, as jy nie in sy teenwoordigheid kan genot put nie, dit bepaal die mate wat hy in elkeen wil uitdeel. As jy hier sit in ongeloof, wat sal jy ontvang? Wat 'n mate gaan jy ontvang? Jy gaan niks ontvang nie, mense. But if you taste, as jy sy teenwoordigheid gesmaak het, then you will receive. Prys sy naam. Psalm 119:2. Welgeluksalig is die wat sy getuienisse bewaar, hom van ganser harte soek. Sê bietjie, ek soek U met my hele hart. Laat my nie afdwaal van die gebooie nie. Oh, prys sy naam. Prys sy naam, prys sy naam. Jy sien mense, hierdie
waarin ons elke dag beweeg, is die fisiese riem. Die empowering anointing kom slegs oor jou as jy operate in die spiritual realm. As jy nie operate in die spiritual realm nie, in die geestelike realm nie, gaan die krag van God nie vaardig raak oor jou nie. Jy sien dan ek en jy, ongelukkig, kan ons net hom ontmoet in die geestelike realm. Ons kan hom nie in die fisiese realm ontmoet nie. Net in die geestelike realm. En dis baie belangrik vanmôre, vandag in hierdie upper room. Ons moet sy presence beoefen. Sy teenwoordigheid moet beoefen word. Is dalk 'n bietjie snaaks vir party wat hier bywoon om te sien wat ons doen. Maar dit is true. Dis realiteit om in die geestesrealm God te aanbid. Vanuit hemelse plekke. Hy wil ons vanuit hemelse plekke wat hy ons gebruik. Hy kan ons nie gebruik mense in die fisiese nie. Hy kan ons nie gebruik as ons in die vrees is nie. Hy wil hê ons moet opreit Gerard vanuit hemelse plek. Dis wat hy wil hê. Jy sien ons moet dit deurentyd beoefen. Wil jy genees vanmôre? Jy sit vanmôre, wil jy genees? Soek sy teenwoordigheid. As jy wil genees, soek sy teenwoordigheid. Dit het hulle 10 dae gevat. 10 dae voor hulle toegerus is met die krag van bo. Mense, wil jy vanmôre vry raak van iets? Weet jy wat daar in jou lewe is nie? Wil jy vrykom vanmôre? Weet jy, is daar iets in jou lewe? Is daar iets in jou lewe? Is daar iets in jou lewe waarvan jy wil vrykom? Roan, is daar iets? Soek sy teenwoordigheid. Jy kan nie vrykom as jy nie sy teenwoordigheid gesoek het nie. You can't. As daar 'n verslawing is, jy kan nie vrykom nie. As jy nie opsoek nie. As jy nie in sy presence is nie. As jou hart nie brandend is nie. Jy sien, hy wil jou toerus met sy supernatural krag vanmôre. Bonatuurlike krag. Paulus is op 'n stadium op 'n eiland. Hy's voor daai inboorlinge en 'n slang pik hom. En hy vat daai slang in die vuur. En hy vat daai slang en hulle kyk hom so. En daai slang pik hom, hy hang in sy hand en hy skud daai slang so af. En hulle wag. Wanneer slaat hierdie man dood neer? Dit gebeur nie. That's the empowering anointing. Hulle wag, die ou moet val. Hulle kyk, gewoonlik op die eiland as dit so. As 'n slang jou pik, is nie lank daarna nie, begin jy tekens te toon, dan val jy. Vol van die gif. Nee, Paulus, hy operate. Hy skud hom af. Hulle hou hierdie ou dop. Weet julle wat gebeur daarna? Hulle bring baie siekes na hom toe en hulle word genees. Hulle verander op daai eiland, daai inboorlinge. Hulle verander. Verander hulle. Jy sien, hy wil jou krag vandag gee, sodat jy kan heers oor jou omstandighede. Haha. Weet julle, was ek geroer in hierdie week gewees? Ek was geroer. Die siekte wil my nie los nie. Ek was geroer gewees. Dan sal ek iewes skielik net een dag as ek naar, man. Ek het griepsimptome, want dan is ek naar. Waar kom die narigheid vandaan? Sê ek vir Helene, ek moet nou eers 'n uur op die bed gaan lê. Ek moes begin heers oor my omstandighede. Ek moes begin opstaan. Na ruk toe staan ek op. Maandagoggend staan ek lees so rukkie. Sy sê vir my, jy gaan nie werk vandag nie, jy's te siek maandag. Lees so uur. Ek sê vir nee. Hierdie is nou sommer nonsens. Jy lê jou sieker in jou bed. En ek staan daar op en ek gaan stort. En ek sê vir haar, daar sit sy. Ek sê vir haar, ek voel sommer beter. Ek gaan nie lê nie. Ek gaan heers oor hierdie ding. Gaan my nie wen nie. Staan op. Mense, practice the presence of the Lord. Sê bietjie, practice the presence of the Lord. Practice the presence of the Lord. Jy moet die Here gaan opsoek in jou binnekamer. Jy moet sy teenwoordigheid gaan soek by jou huis.
As jou dinge nie reg loop, jy moet hom gaan soek, jy moet hom gaan opsoek, jy moet tyd met hom spandeer, jy moet jou binnekamer se deur begin toemaak agter jou, jy moet jou kinders laat speel eenkant, jy moet God gaan opsoek in jou binnekamer. Jy weet van party mense wat nie 'n binnekamer het nie. Hulle sit in 'n hangkas. Woe! Sit in 'n hangkas. Wat staan daar? Practice the presence of the Lord. Nou, ek hoop jy het beplan. Ek hoop nie jy het 'n bout in die oond nie. Hoop nie jy het 'n bout in die oond nie. Ek vra hierdie gangetjie wat hier is. Jy moet hom net so oop hou. Vra daai gangetjie wat daar is. Dan jy moet inskuif. Jy moet uitkom daar Annetjie. Jy moet terugkom. Kom in die sirkeltjie in. Daai gangetjie, julle gaan staan almal vir my in daai gangetjie in 'n ronde sirkel. Practice the presence of the Lord. Kom ons maak gou 'n ronde kring. Konrad. Ek wil dit net graag deel. Vir julle wat dalk nie verstaan die danse en goeters dalk nie en die profetiese daarvan en wat ek sê daar vat jou banier en daar's mure en goed. Jy verstaan nie, as jy profeties goeters in die gees aanspreek, gaan dit in die fisiese ook val. Dit lyk dalk vanmôre vir jou of dit 'n klomp deurmekaar ouens in hierdie kerk is. Maar ek raak opgewonde want in die gees dans ek hierdie goed uit. Ek proklameer dat hierdie mure sal breek. Ek lig my banier op en my banier is Jesus. Hy's Jahwe Nissi. Hy's oor my in alle omstandighede. Jy moet eintlik 'n voel kan raak vir Jesus. As jy 1 Korintiërs 1 en 2 gaan lees, gaan jy sien die wysheid van God is nie van die wêreld nie. Want dit is hoekom ons moet in hemelse plekke. Ek roep dit in die gees klaar in my lewe. Vir jou lyk dit miskien vreemd wat ons hier vanmôre gedoen het. Dit is dalk vir jou is so bietjie af. En wat hardloop hulle hier so rond? Weet jy wat, ek het om my mure gehardloop. As jy dalk nie weet wat het ek gedoen en ek is joyful daaroor. Want ek is opgewonde in die Here en hy gee vir my vanmôre hierdie woord. Ek weet hoe van daai kandelaar en die 2 olyfboompies en daai kandelaar is eintlik my die 7voudige gees, die 7 oë van God, die gees van God, nê. Nee. Maar is binne my en jou, en hy gee vir my hierdie skrif in Handelinge 12, moenie worry oor daai ouetjie wat huil nie, dit is 'n lang oggend, vir hom is nooit so lank nie. Dit is Handelinge 12 vers 7, en dit is toe Petrus in die tronk was, en met een staan daar 'n engel van die Here by hom, en 'n lig skyn in die gevangenis, toe slaan hy Petrus op die sy, maak hom wakker en sê, staan gou op, jy moet ook vinnig in jou omstandighede opstaan, jy moet vinnig opstaan as jy plat is. En die boeie het van sy hande afgeval en die engel sê vir hom, omgord jou en trek jou skoene aan. En hy het dit gedoen. Verder sê hy vir hom, gooi jou boekleed om en volg my. Ek het daai boekleed ingekom profeties vanmôre in. Want dit is die geestelike wat vanmôre gebeur het in die upper room. En hy vat my na hierdie vers toe, vers 10, ek gaan so 'n bietjie skiep. En toe hulle by die eerste en die tweede wag verbygaan, kom hulle by die Eysterpoort wat na die stad lei en dit het van self oopgegaan. Die Eysterpoort moet vir jou begin oopgaan. Ons quoteer baie maklik Jesaja 45 vers 2. Hy gaan self voor ons uit om ons hoogtes gelyk te maak, om die koperdeure en die eystergrendel stukkend te breek, om aan ons die verborgde skatte te gee wat in die duisternis weggelê is. Het jy dit al vir jou gevat? Proklameer jy dit vir jou? Roep jy dit in jou lewe, dan kom jy by 'n plek van 'n berg en 'n Eysterpoort, dan staan jy tussen daai tralies en jy kan nie vorentoe nie. In die gees moet jy by die Eysterpoort kom, want daai Eysterpoort het gebreek toe Petrus daar kom. Hy deurbeweeg, want as jy die Heilige Gees het, is daar geen grendel wat jou gaan hou in die fisiese nie. As jy by die Eysterpoort kom, gaan jy met die Heilige Gees in jou verby beweeg, in die bonatuurlike krag van die Heilige Gees, in Jesus wat in jou is, die hoop van heerlikheid. Jou kind wil iets sê, nou kom ons sien net gou vir hom, dan sluit ons af. Kom seentjie. Amen. Ons maak dit so my boeta. Maak dit vir ons so.
vanoggend toe ons toe ons dans en daai een liedjie van die mure. Toe het ek nou so toe ons nou dans, dink ek nou, ons almal het al groot goed, of dalk nog nie in ons lewe al groot goed voorgekom wat ons mee gesukkel het nie. En ek voel, as ons die Heilige Gees regtig in ons het, kan ons enige, kan ek sê in Engels, giants. We can face giants with the Lord. Amen. En Amen. ek dink, dit gaan regtig, ons kan almal 'n bietjie van dit vandag huis toe vat met, want ons almal gaan eendag daai giant of in daai muur vasloop wat jy gaan mee sukkel, jy gaan sukkel. En as jy die Heilige Gees regtig in jou het, gaan daai muur niks vir jou beteken nie. Dit gaan 'n hoopie wees. Amen. Mense, dis om kerk te leef. Dankie Vader vir die krag, die manifestasie van die krag vandag in die upper room. Dankie Here dat U elkeen kom aanraak het vanmôre. Ons prys U naam. Die salwing wat deur die Heilige Gees uitgegiet was oor elkeen vanmôre in hierdie dag. Dankie Here Jesus, U goedheid, U guns. Glory to you Lord, in Jesus name, glory to you. Dankie Here dat U elkeen kom seën wat op YouTube geluister het, Here. Elke persoon wat hier was vandag, Here, dat U hulle tot oorlopends toe sal volmaak vandag. Vader, Here Jesus, dat U sal aanvul vir elkeen. Here, ons weet nie wat die behoefte is nie, maar U weet wat die behoefte is. En ek bid, Here, dat U elkeen sal bless. Here, dat U hand so sal oop wees vir elkeen. Ek vra dit in die naam van Jesus. Halleluja, halleluja. Amen en amen.